Okay, so kom ons begin gou met graad 11 trig. So die ding wat nou nie bykom, daar gaan 'n paar goeters bykom hierdie jaar met die trigonometrie. So graad 10 was net die inleiding tot trigonometrie, want dit was mos nou 'n heeltemal 'n nuwe afdeling van wiskunde wat julle nou nog nie gedoen het nie. So onthou, trigonometrie gebruik ek wanneer ek in 'n reghoekige driehoek, dit moet 'n reghoekige driehoek wees, of die lengte van 'n sy wil uitwerk of die grootte van 'n hoek wil uitwerk. Maar ons gaan ook in hierdie jaar, die groot ding van hierdie jaar is, jy gaan ook begin formules leer, soos die sinusreël en die kosinusreël, wat jy kan gebruik wanneer jy 'n driehoek het wat nie 'n reghoekige driehoek is nie, om sy lengtes en hoekgrootte uit te werk. Maar ons gaan dit eers later doen, so vir nou gaan dit eintlik maar oor in 'n reghoekige driehoek, hoe kan ek die groottes van sekere hoeke uitwerk. En onthou julle laas jaar het julle, partykeer het hulle vir jou gesê, as cos theta gelyk is aan 4/5, dan vra hulle vir jou 'n klomp vrae. En dan het ons altyd so as 'n stelseltjie geteken en jy het daai 4/5 gebruik om te sê, okay, maar ek gaan daar vir my 'n driehoekie teken en dan is dit die teenoorstaande en die aangrensende sy wat hulle vir my gee en dan het ons 'n klomp sulke berekeninge gedoen. Nou, wat gaan bykom is julle gaan, ek wil amper sê trigonometriese uitdrukkings moet kan vereenvoudig. So hulle gaan vir jou so, dit lyk soos 'n helse som gee, wat jy gaan moet vereenvoudig. En jy kan jou spesiale driehoeke gebruik, wat jy al geleer het van verlede jaar af, wat ek sê altyd vir die kinders, as jy wiskunde het en jy wil 'n tattoo kry, dan moet jy maar kry van daai spesiale driehoeke, want dit is soos 'n krities, dat jy daai driehoeke ken. Okay. So wat ons nou nie bydoen is ons doen die reduksies en dit gaan vir ons help om uitdrukkings te kan vereenvoudig. So wat gebeur is, onthou, ons het ons nou al geleer van graad 10 af. As ek kyk, ek noem hierdie mos my CAST tabel, dan begin ons hier in die vierde kwadrant CAST, CAST. Dan beteken dit hierso is al my trig-funksies positief, daarso is net sin positief, hierso is net tan positief en hierso is net cos positief. En nou kan hulle byvoorbeeld vir jou iets sê soos vereenvoudig cos van 180 grade min x. So wat hulle dan vir my sê is, ek wil eintlik die waarde van daai hoek uitwerk. So wat ek nou doen is ek kyk, als in my eerste kwadrant, as ek kyk na daai x as my verwysingshoek, daai hoek, hierdie blok hierso, hierdie kwadrant is mos van 0 tot by 90 grade. En as ek sê, as ek die uitdrukking het byvoorbeeld cos x, dan daai x, gaan ek altyd, ons meet dit altyd van 0 af, daai kant toe om. So dan beteken dit ek sou hier 'n driehoek kon teken met 'n hoek met 'n grootte van x. Okay. Nou hierdie kwadrant, die tweede kwadrant is verwys ons na as die 180 grade min x kwadrant. So enige hoek tussen wat byvoorbeeld 150 of 120 of 110 of 160, as ek hom teken en ek meet hom van hierdie lyn af, dan gaan hy so lê. Dan gaan hy daar lê. En onthou ons meet hom van daar af. As ek byvoorbeeld die hoek cos van 150 grade het, daai 150 grade meet ek van daar af. Maar ons werk nie met trig in sulke groot driehoeke, in stomphoekige driehoeke nie. Ons werk net in skerphoekige driehoeke. So wat dan gebeur is, ek maak eintlik hier vir my 'n driehoekie daarso, wat dan 'n reghoekige driehoek gaan wees. En dit is hoekom ek dan werk met 'n verwysingshoek, hierdie ene moet dan 30 grade wees. So my verwysingshoek wat ek daarmee werk is 30 grade. So met ander woorde, ek kan die hoek cos van 150 ook skryf as cos van 30 grade, maar dan moet ek net sy teken in ag neem. Onthou, hierdie is waar sin positief is. Cos is hier negatief, wat beteken, as ek cos 150 grade gaan intik in my calculator, gaan ek dieselfde waarde kry as wat ek minus
kos van 30 grade sou intik. So dis waarna ons verwys as praat van die reduksies. So ek vat daai en ek reduce hom. Ek sê altyd vir die kinders, ek reduce hom na daai toe. Ek maak hom net so 'n bietjie eenvoudiger. So en dan nou so dit is die beginsel waar volgens ons werk. Dan hierdie kwadrant, die derde kwadrant, dit is mos nou van daar tot daar is 180 grade. So as ek 180 grade het en ek sit nog 'n stukkie by, dan gaan hy hier in die derde kwadrant lê. So hierdie kwadrant verwys ek na as die 180 grade plus x kwadrant. So sê nou maar ek het 'n hoek, sê nou maar ek het sin van 210 grade gehad. Dan kon ek hom geskryf het, so dan het ek hom gemeet al die pad van daar af sou hy 210 grade gewees het. Maar, so hy sou so gelê het. Jy maak altyd, ek sê altyd vir die kinders onthou, dis jou striktasie, jou driehoekies moet altyd so lê dat dit 'n striktasie maak. Jy gaan nie 'n driehoekie daar gaan teken nie. So met ander woorde, hierdie kon ek ook geskryf het, 210 is basies is basies dieselfde as 180 grade plus 30 grade. So ek kyk, want ek weet hierdie kwadrant is my 180 grade plus x, so ek kyk watse hoek moet ek by 180 grade tel, om dan vir my daai hoek te gee. So daai 30 grade hoek, dis my verwysingshoek, so dit beteken daai hoekie daar, so dan 130 grade gewees het, en dan maak dit sin, hè? 180 plus 30 gee vir my die 210 hoek wat ek oorspronklik gehad het. En so dan as ek hom eenvoudiger wil skryf, ek weet sin is negatief in hierdie kwadrant, so sin van 210 grade sou dieselfde waarde gehad het as ek dit in my calculator ingetik het as minus sin van 30 grade. Ok, en hierdie enetjie, die vierde kwadrant, dieselfde, behalwe by hom is dit 360 grade minus x. So sê nou maar ek het gehad kos van 300 grade en ek het my reduksies daarop toegepas. Dan sou ek gemeet het van daar af 300 grade om, so daarso, wat beteken hierdie hoekie hierso sou 60 grade gewees het, so dan het ek my reghoekige driehoekie daar. Wat beteken, en kos is positief in daai kwadrant, wat beteken as ek daai ene sou vereenvoudig, sou dit dieselfde waarde gehad het as kos van 60 grade. Hoekom wil ek dit doen? Wat is die punt daarvan om dit te doen? Want hulle gaan vir jou 'n vraag vra, vereenvoudig die volgende uitdrukking, sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. Sonder die gebruik van 'n sakrekenaar beteken jy moet of 'n driehoekie kan teken en sy lengtes hê om die breek in te kan tik, nê? Onthou, sin is mos teenoorstaande op skuins, kos is aangrensend op skuins, daai goedjies van graad 10 moet julle nog onthou. So ek moet of 'n driehoek kan teken, of ek moet 'n spesiale driehoek hê. So al daai is hoeke wat in my spesiale driehoeke is. So ek kan nie kos 150 op my calculator gaan intik nie, want hulle sê doen dit sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. So dit kan ek nie daar gaan insit en sy waarde gaan uitkry nie, dan kry ek nie my punte nie. So dis hoekom ek die reduksies gebruik. Dan gebruik ek my reduksies om te kyk wat is die grootte van daai verwysingshoek, en dan sal dit baie keer of 'n 30 grade of 'n 60 grade of 'n 45 grade hoek wees, dat jy jou spesiale driehoekies kan gebruik om die waarde van daai ding te gaan bepaal. Jy kan altyd check of jy reg is met jou sakrekenaar, maar ek meen met 'n klomp van hulle gaan hulle dit vir jou in terme van x gee. Jy gaan nie eers noodwendig 'n antwoord daarso kry nie. En dan moet ons nog steeds onthou, so saam met die reduksies moet jy nog steeds jou kofunksies van verlede jaar onthou. Die kofunksies weet jy spesifiek, jy moet kyk vir 'n kofunksie as hulle verwys na 'n 90 grade hoek of 'n 270 grade hoek. So met ander woorde, hierso, daai kwadrant is die 90 grade min x, daai is die 90 grade plus x, daai is die 270 grade, want onthou dit verteenwoordig daai lyn, 270 grade min x, en daar is die 270 grade plus x. Wat beteken, as ek byvoorbeeld kry
kos van, wat gaan ons nou sê? Kos van 30 grade, ja, 20 grade of 30 grade, dit is ook nou nie die een wat ek wil gebruik nie, maar never mind. Kos van 30 grade, die so met ander woorde, ons werk met 90 grade min x, dit beteken, daai 30 kan ek ook skryf as 90 grade min 60, nee, dan kry ek mos 30 grade. Maar kofunksie beteken die oomblik wat ek werk met 'n 90 grade hoek, dan verander ek hom. So die kofunksie van kos is sin en die kofunksie van sin is kos. So met ander woorde, die waarde, as ek kos 30 aan my sakrekenaar sou intik, dan gaan dit dieselfde waarde hê as sy kofunksie, wat, onthou, jy kyk, in watse kwadrant is ons, dan kyk jy, is kos positief of negatief in daai kwadrant, want sy teken in daai kwadrant gaan sy kofunksie se teken ook bepaal. Maar daar is hy positief, wat beteken sy kofunksie gaan ook positief wees. So as ek sou intik in my calculator kos 30, gaan dit vir jou dieselfde antwoord gee as sin 60. So die rede hoekom ons dit doen, dit gaan maar net oor, so hierdie soos wat ek nou gesê het, hierdie is als nog baie airy-fairy. So as jy nou nog 'n bietjie klei trap hiermee en dit maak nog nie heeltemal sin nie, is dit alright. Dit gaan nou duidelik raak as ons 'n voorbeeld behandel. Maar ons wil al hierdie tools in ons toolbox hê om ons uitdrukkings te kan vereenvoudig. So kom ons kyk net gou na 'n voorbeeld. So wat hulle gaan doen, ek gaan vir julle 2 voorbeelde gee. Ek gaan vir julle een voorbeeld gee in terme van x en ek gaan vir julle 'n voorbeeld gee met net getalle. So hierdie is die een met net getalle. So wat hulle byvoorbeeld sal doen is hulle gaan vir jou hierdie uitdrukking gee en dan gaan hulle vir jou vra vereenvoudig die volgende uitdrukking sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. En dan weet jy moet jou spesiale driehoeke sommer dadelik al teken, want hulle gaan nie vir jou enige ander driehoek gee nie, of daar is nie genoeg inligting om 'n ander driehoek uit te werk nie, en jy gaan weet, jy gaan jou reduksies moet doen. So, omdat ek nie kan werk met stomphoekige driehoeke nie, ek moet werk met skerphoekige driehoeke, so dis waar my reduksies gaan. Ek vat daai inligting wat ek het en ek kyk hoe sou daai skerphoekige driehoek lyk wat vir my dieselfde waardes gaan gee as hierdie. So, dan weet ek, okay, 120 grade, kom ons teken maar net in elk geval net vir reference ons cast tabelletjie, net vir ons om na terug te verwys. 120 grade lê in daai kwadrant, wat beteken dis die 180 grade min x kwadrant. So as ek daarso, so nou is die vraag wat ek vir myself wil vra, 180 grade minus wat gaan vir my 120 gee? 60, okay, en ek kyk, is sin positief of negatief in daai kwadrant? Hy is positief, wat beteken dit gaan wees sin van 60 grade, wat vir my lekker is, want ek weet sommer dadelik, daar is 'n spesiale driehoekie met 'n 60 grade hoek in. Dan kyk ek na tan. 330 grade lê al die pad hier in die 4de kwadrant. Daai is my 360 grade min x kwadrant. So met ander woorde, wat ek vir myself wil vra, is 360 grade minus wat gaan vir my 330? So 30. So ek weet dat, en tan is negatief in daai kwadrant, wat beteken, en omdat hy 'n kwadraat het, onthou ek moet hom nog steeds kwadreer, maar daai negatief sit ek dan binne daai kwadraat. Okay. Is minus tan van 30 grade. So tan, die negatief tan van 30 grade gaan vir my dieselfde waarde gee as tan van 330 grade. En dis 'n kwadraat. Op kos 135 grade, dis in die 2de kwadrant, wat beteken hy gaan negatief wees in daai kwadrant. En dan kyk ek, dis die 180 grade min x kwadrant, so 180 grade minus wat gaan vir my 135 grade gee? Is 45, ja, 180 minus wat gaan vir my 100, is kos van 45 grade, maal sin van 225, so hy is hier in die 3de kwadrant, dis net waar tan positief is, wat beteken hy gaan negatief wees daar. En dit is die kwadrant 180 grade plus wat gaan vir my 225 grade gee? Ook 45. Kyk, sien, en nou, hierdie waardes kan ek uitwerk, want ek het driehoekies daarvoor. So nou moet jy,
op jou vraestelletjie vir hulle jou spesiale driehoeke teken, andersins gaan hulle nie weet of jy dit gebruik het of nie. So ek onthou altyd, dit is wortel 3 by die 3, 2, 1, ag nee man, goed, teken ek die wortel, ek het nou my driehoekie verkeerde kant om geteken is, gewoonlik, wortel 3, 2, 1, ek teken hulle gewoonlik so om. En dan die 45 is 1, 1, want gelyke sye teenoor gelyke hoeke, en dan wortel 2. Daarso. Okay. So nou vul ek daai inligting in. Jy moet hierdie reduksies vir hulle wys. Jy gaan hierdie somme tel baie punte, want jy kry 'n punt per reduksie. So dis 'n punt daar, 'n punt daar, 'n punt daar, 'n punt daar. So daai is al klaar soos 4 punte. En dan beteken dit niks as jy daai driehoekie nie byteken. En jy moet daai driehoekie byteken, ja. Andersins gaan hulle vir jou 0 gee, want jy het nie sonder die gebruik van 'n sakrekenaar gedoen nie. So onthou, nou herinner ons weer van graad 10. Ek weet nie, almal onthou dit op 'n ander manier. Dis hoe ek dit onthou het. Sins, kosas en dan teenoorstaande op skyns, aangrensend op skyns, teenoorstaande op aangrensend. Okay, dan so my sin, waar is ek nou, van 60 grade is teenoorstaande op skyns, en hierdie moet jy ook net so vir hulle intik. Jy kan nie dit op jou sakrekenaar intik nie, want jou sakrekenaar gee baie keer dit met die noemer wat gerasionaliseer is, dan weet hulle dadelik jy het jou kalkulator gebruik en jy gaan nie jou punte kry nie. En dan van 30 grade daar teenoorstaande op aangrensend, so dis 1 op wortel 3 kwadraat op, en dan kos van 45 is aangrensend op skyns, so dit is 1 op wortel 2 maal minus, of kom ons sit dit sommer maar in hakkies. Hoe het jy vergeet die sê is 1, 2 wortel 3 vir? Leer. Wel, vra jy my rympie. Ek onthou die 3 by die 3 en dan gaan ek so na die skynsy 2, 1. 3, 2, 1. Jy vrou geweet dat dit is wat mens moet doen. Soos, hoekom is daai getalle daar waar dit is? O nee, dis leerwerk. Dis hoekom ek sê, as jy nou 'n tattoo moet kry van jou spesiale driehoekies, want dis net leerwerk. Dis nie uitwerk of enige soetjie, jy moet daai sylengtes, daai waardes moet jy onthou. En dan hierdie ene sin van 45 is teenoorstaande op skyns, so hy's ook 1 op wortel 2. En nou van hier af, hier kry jy ook voor 'n punt. Vereenvoudig. Okay. Partykeer dit kan nou verskil. Partykeer verskil die puntetelling, maar dis meeste van die gevalle so, of hulle sal 'n punt gee vir elke reduksie en dan 'n punt vir die bo en 'n punt vir die onder. Jy kry nie gewoonlik punte vir die vereenvoudiging nie, maar dit kan anders wees. So verkieslik wil jy dit ook sonder 'n sakrekenaar uitwerk, maar party skole is fyn daarmee as jy maar net dit in jou gee hulle nie altyd daarvoor punte nie. Maar check maar net altyd. So dis wortel 3 op 6 gedeel deur 1 op 2. Ek sou dit eerder doen. Maar ja. Ek sou dit eerder doen, maar ja, jy kan maar altyd check, want onthou baie keer gee die sakrekenaar vir jou daar waar die noemer gerasionaliseer is. Dan is jou hoofpunt sal soos Ten minste 5. Ten minste 5 na 6 punte. Okay, so hierdie is die ander tipe manier hoe hulle dit vir jou kan gee. Is met veranderlikes. So hier gaan jy nie 'n numeriese waarde vir jou antwoord kry soos wat ons by die vorige een gehad het nie. Jy gaan 'n antwoord kry in terme van x. So jy gaan nie hier jou spesiale driehoekies gebruik nie. Hierso gaan jy dit maar net vereenvoudig so ver soos wat jy kan. Jy gaan maar hier bietjie jou identiteite en goeders moet gebruik.
Julle het nie regtig vreeslike baie identiteite wat julle hoef te leer vir graad 10 nie. Die identiteite kom meestal in by graad 12. Dan gaan julle 'n klompie. So die werk wat ons doen by Trieg bly dieselfde van graad 11 na graad 12 toe. Die afdelings wat ons gaan doen, daar's net identiteite wat bykom. Okay. So met hierdie ene nou weer. Ek gaan nou sommer weer hier onder my cast blokkie teken. Dit help net om 'n bietjie te pinpoint waar ons nou besig is. So nou het ek cos kwadraat 90 grade min x. So die oomblik wat jy 'n 90 of 'n 270 grade sien, dan weet jy gaan hom verander, jy moet hom verander na sy kofunksie toe. So die 90 grade min x lê in die eerste kwadrant, wat beteken cos gaan positief wees, want hy is positief in die eerste kwadrant, wat beteken sy kofunksie sin gaan ook positief wees in die eerste kwadrant, so dit bly dan 'n sin kwadraat. Maar nou, as die 90 grade min x, dan is my kofunksie net die x. Okay, so dan werk jy om net 270 grade plus x, dan is jou verwysingshoek die x. 270 grade min x, dan is jou verwysingshoek die x. So jy verander hom altyd terug na daai verwysingshoek toe. Dan die tan 180 grade min x. 180 grade min x is hierso in hierdie kwadrant. So nou is dit net, jy het hier die waardes van die hoeke wat vir jou dit help om te pinpoint in watse een van die 4 kwadrante jy lê nie. So jy moet nou onthou 180 grade minus x gaan dan daar wees 180 grade plus x lê in die derde kwadrant. So ons is in die tweede kwadrant, tan is negatief in die tweede kwadrant, wat beteken ons moet sy reduksie ook negatief maak en dit is dan minus tan van jou verwysingshoek is die x. In hierdie geval gaan jou verwysingshoek altyd die x wees. Okay. Dan hierso die cos 180 grade plus x. 180 grade plus x lê 180 grade en nog enetjie aan. Dit beteken cos is negatief daar. Wat beteken sy reduksie is ook negatief en ons werk net met die verwysingshoek is die x. Dan, die sin van 180 grade min x lê in die tweede kwadrant, 180 grade trek daai hoeveelheid x grade af, en in die tweede kwadrant lê, sin is positief in die tweede kwadrant, wat beteken as ek die reduksie doen, gaan hy ook positief wees, en die verwysingshoek is die x. So hier hoef jy nie te vra 180 grade plus wat gaan vir my die verwysingshoek gee nie, want hulle het klaar hier, so die sommetjie wat ons nou moes gedoen het om uit te werk wat die verwysingshoek is, het hulle klaar vir jou daar neergeskryf. Hulle het klaar vir jou gesê, 180 grade minus x gaan vir my daai hoek gee, so jy kan net werk met daai x dan elke keer. En dan gaan jy dit maar net vereenvoudig. So tekens, 'n positief maal 'n minus bly 'n positief. Dan kan ons gou kyk. Ja. As dit 180 is dit in sin of in tan? Hoe bedoel jy? Op die cast. 180 grade min is daar, 180 grade plus is daar. Oh. Dis soos 180 grade en ek tel terug x grade, 180 grade en ek tel by x grade. Dan lê jy daar in die derde kwadrant. Dis x 0 is dit. Wag maar, daar x is en x is. 'n x0 en 'n x 90 grade en daai dis ook in 'n spesiale driehoek, dan het hulle vaste waardes. En nou moet jy jou trig gebruik om hier en jou eintlik soos 'n bietjie algebra ook om hierdie te vereenvoudig. So onthou, wanneer jy een term, dit het ons mos nou al tot vervelings toe gedoen met die algebraiese breuke en eksponensiële breuke, wanneer jy een term bo die lyn het en een term onder die lyn, dan kan jy uitkanselleer. Maar die oomblik waar daar nie een term bo die lyn is, kan jy nie uitkanselleer nie. So daai sin kwadraat gedeel deur sin is net sin. So daai ene kanselleer een van hulle uit. Wat beteken ek bly oor met 'n sin x maal tan x maal cos x, wat nog nie baie eenvoudig is nie. So as jy 'n tan x sien, onthou tan x is mos dieselfde as sin op
kos. Okay, so jy vereenvoudig hom altyd na sin op kos toe. Ek gaan dit sommer nou net, nee, toe maar kom ons doen dit maar in die volgende stap. Sin x maal, die tan x raak dan sin x op cos x maal cos x. En dan, as jy twee goed maal, onthou hierdie is mos eintlik op 1, dan kan jy mos oor kruis vereenvoudig, so hierdie cos x en daai cos x kanselleer mekaar uit. So jy bly net oor met die sin x maal die sin x, wat beteken dit gee vir my? Sin kwadraat x. Okay, jy kon ook eers hierdie ding bo die lyn vereenvoudig het en in die einde gedeel het met sin x, dit maak glad nie saak, dis net soos jy verkies, maar sien julle, so jy gaan nooit 'n numeriese waarde kry nie, jy kry jou antwoord in terme van x. Okay, nou is julle tyd vir vrae. Nou dat ons voorbeelde gedoen het van die twee maniere waarop hulle dit vir julle kan vra, nou moet julle vir my sê.